Hallo, my naam is Amike en ek is 'n geregistreerde verpleegster wat my eie pad stap met PTSD. Ek het hierdie podcast begin met die hoop dat ons sal praat oor die ongemaklike goed en dat dit ons meer gemaklik kan maak om oor die ongemaklike goed te praat. Vandag se gas is iemand wat ver in die Midde-Ooste is. Sy is baie bekend op sosiale media. En sy het haar eie pad gestap met koöperatiewe uitbranding. En vandag deel sy daardie storie. So welkom asseblief Mrs. A. Diep in my stilte hoor ek jou naam. Tussen die skeure waar my vrese slaap. As alles breek en al my kragte gaan, staan nog jy, staan nog saam. So baie welkom Elise. Ek waardeer dit verskriklik baie dat jy vandag hierso is. En ek wil vir jou sê dat ek al jou video's kyk en dit is regtig so inspirerend. Waar kom die Mrs. A vandaan? Ek wil graag weet waar dit ontstaan. Ja, baie dankie, is lekker om hier te wees. So die Mrs. A was nooit eintlik uitgedink of deurgedink nie. Ek het jare terug 'n TikTok gemaak. Ek sal hoe lank op TikTok. Ek het net nooit, actually gepost tot laas jaar nie. En my fun is al daar maakie. So ek wou iets gehad het wat my nie link na Elise Aldermaakie toe nie. So ek soos Mrs. A is veilig. En toe post ek en toe begin my video's gesien word en ek begin 'n following kry en nou stop mense my en hulle sê, sorry, is jy Mrs. A? En nou sê ek nou is dit te laat om dit te verander na iets wat ek deurgedink het. So nou sê van my net Mrs. A. En dit het so goed uitgewerk. Ek bedoel, dit was nie eens deurgedink nie. Dit het so goed uitgewerk. Dis amazing. Ja, ek het gedink, ek het gedink aan om dit te verander. Ek het vir my man laas jaar Desember gesê, ek dink dit is iets tyd om dit te verander. Miskien moet ek dit Elise maak. Jammer. En ons is toe in die Kaap, in Tygervallei, die dag wat ons geland het, en daar stop 'n dame my, sy sê jammer, is jy Mrs. A? En ek sê soos, no way. Dis crazy. Ja, en toe sê ek soos, nee, dis nou dit. Dit is wat jou naam is. Oh my word, dis crazy. En sê vir my toe jy jonger was, want vandag gaan ons praat oor spesifiek 'n bietjie dieper oor jou en jou storie en hoe jy gekom het tot waar jy nou vandag is. En spesifiek oor uitbranding of burn-out of corporate burn-out. Hoe het jy druk ervaar toe jy jonger was, toe jy op skool was? Hoe was soos werksdruk of skooldruk? Hoe het jy dit ervaar toe jy jonger was? Ek voel dis altyd een van die mense soos selfs nou wat floreer onder druk. Jy weet, like dinge moet gedoen word. Ons moet dit nou klaar kry. Maak nie saak hoe nie, ons gaan dit doen. Jy weet, ons gaan 'n plan vind. Soos ek is ook 'n ongelooflike groot procrastinator. Dis asof ek nie kan funksioneer sonder druk nie. En ek dink soos mense ouer raak en jy begin 'n familie kry en jy begin die werksleer klim en so aan, begin daai druk ongelukkig net tot by 'n punt kom waar dit bietjie te veel is. Maar toe ek jonger was, was dit as jy op jou eie is, het daai my gedryf. Ek het nog altyd die vermoë gehad om na 'n situasie te kyk en dan sê ek soos, okay, great. Dis wat ons moet doen. En dit het gewerk tot dit net nie meer gewerk het nie, I guess. So Sure. So jy sal eintlik sê jy het half druk goed ervaar toe jy jonger was, toe dit half die druk nie so baie was en jy kon fokus op een ding en basies byvoorbeeld net jou skoolwerk, maar toe dit nou 'n bietjie meer word, toe is dit waar jy mens nie meer kon nie. Ja, ek dink my spesifieke situasie waar die druk te veel geraak het, was dit soos, jy weet,
ek is nou in die UAE, ek bly in Abu Dhabi, en die werklewe hier is verskriklik anderste. Jy weet, dit is, ek dink dit is eerstens, ek weet nie van ander mense nie, maar ek voel, daar's nie so erg job security in die UAE nie. Jy weet, soos in Suid-Afrika, gaan jy deur 'n baie groot proses om iemand te laat gaan. Dis nie noodwendig die geval hier nie, en ook, die jobmarket hier is verskriklik taaf. Die talent hier is ongelooflik, want dis 'n internasionale mark. Almal wil UAE toe kom. Want dit is gelink aan Dubai, flashy, tax-free. So ek het die hele tyd in my agterkop van as ek nie ja sê vir alles nie, is daar 10, 100 ander mense wat dit wel sal doen. I'm gonna miss that opportunity. Verstaan jy? En ek dink ook ek het nog altyd hierdie groot ding, hierdie vrees in my om te fail. Ek onthou die dag voor ek gevlieg het ek nog met my beste vriendin in Suid-Afrika gesit en gehuil. En al wat ek gesê het is, wat as ek fail? Dit was my grootste vrees toe ek hiernatoe trek, is dat ek nie 'n sukses gaan maak van myself nie. En so jy het daai druk en die lewe het ander planne gemaak en ek het my man ontmoet 2 maande na ek hiernatoe getrek het. Amazing. En binne 'n jaar het ons getroud en ons het dadelik swanger geraak en jy weet, so dit was daai ratreis met alles wat net bykom en jy vat net alles. Maar die bordjie raak basies net te swaar vir alles. Tot die punt waar dit net alles te geval het. As jy nou terugkyk, waar dink jy kom daai vrees vandaan? Waar is daai vrees van ek kan nie fail nie. Ek kan nie, wat as ek fail? Waar kom daai vrees van failure vandaan? Ek het al baie daaraan gedink, want van dit laas jaar toe alles nou hierdie gebeur het ek begin al baie so, as jy weet, na dinge kyk en ook self probeer uitfigure maar hoe hierdie gebeur, want ek het altyd gedink burn-out is 'n joke. Jy weet, as ek hoor van iemand wat burn-out het en bedank en vir jare nie werk nie, dan is ek so, is dis jy's lei, of jy's lei, of you know, jy weet, ek het gedink dis 'n joke, tot dit met jou gebeur het. Ek dink as ek besef het wat dit actually is, sou ek dit ernstig opgevat het, maar ek dink toe ek jonger was, het ek nie 'n goeie selfbeeld gehad nie, jy weet, like, my tienerjare was maar rof, en ek voel ek het my prestasies in my studies en my werk direk gelink aan my selfbeeld. Van as ek goed doen by die werk, as ek goed presteer in my swattings, dan voel ek goed en jy weet, mense prys jou en jy word reward daarvoor en ek het net my hele selfbeeld op 'n baie jong ouderdom direk gelink aan hoe goed ek by die werk doen en wat ek bereik in die lewe. En ek dink dit is waar ook daai onrealistiese druk vandaan gekom het wat ek op myself sit, want ek gevoel kan as ek nog beter doen, jy weet, gaan ek nog meer beter waardevol wees. Ek gaan meer beteken vir iemand anders. So jy het amper al vir jou selfwaarde geheg aan nie jy as mens nie, maar wat jy vir ander kan bied. 100%. Ja, daai is baie beter bewoord wat ek kon, maar ja, presies dit. En toe jy nou, kom ons gaan, ek wil net so 'n klein bietjie teruggaan. So jy het gaan swat en toe in Suid-Afrika begin werk. So wat se tipe werk het jy toe gedoen wat jy in Suid-Afrika, wat se tipe werk het jy hierso gehad? So ek het vir 'n advertensiemaatskappy gewerk, like 'n digital marketing agency. So ek was die hoof van die social media departement en dan het ek ook so strategieë gedoen en account management. Jy weet, so in ons industrie is dinge, social media slaap nie. Dit is baie fast-paced. So ek het ook 'n baie interessante industrie gaan kies, jy weet. Jou aande en jou naweke is nie eintlik jou eie nie. En nog meer druk. Verstaan jy? Dit is nie 'n normale 8 to 5 of wat ook al nie. So dit is wat ek daar gedoen het en toe ek nou maar dieselfde hier kom doen. En waar het jy begin sien, okay, want obviously in die begin dan dink mens dis amazing, soos dit is 'n wonderlike werk en jy kan so baie bereik en mens kan, dis nie dat mens nie kan nie, maar waar het jy begin besef dat wat ek nou doen is not sufficient, soos dit gaan nie
volhoubaar wees vir die toekoms, die manier hoe ek nou op die oomblik werk nie. So om eerlik te wees, dinge het baie, ek dink nie dit was die een ding nie. Dit het, as ek nou terugkyk, was daar gevaartekens vir maande, indien nie langer as 'n jaar nie. Ek onthou, ek het vir mense rondom my gesê, ek voel soos 'n spectator in my lewe. Dit Ja. voel asof ek bo myself sweef en afkyk na myself en kyk hoe ek deur die emotions gaan, maar jy weet, niks het my vreugde gebring nie. Niks het my gelukkig gemaak nie. Ek het detached van almal in my lewe gevoel. Ek bedoel, ek het nou 2 kindertjies. Ons kinders verskil 23 maande, so dit nog 'n klein age gap ook. Ja, dis En moeilik in itself. ja, en ek bedoel, dit het baie vinnig alles te gebeur en dit het net by 'n punt gekom waar dit het my baie gehumble. Ek voel dit moes my op my knieë gebring het van dit was nie, ek het nie daai besluit vir myself gemaak nie. Ek voel ek is geforseer om daai besluit te maak van ek het in 'n totale depressie ingegaan. En ek het een oggend 1 uur my beste vriend 'n boodskap gestuur en vir hom gesê ek is baie bekommerd oor myself en ek weet nie vir wie om dit te sê nie, maar ek wil dit vir iemand noem want dalk gaan dit my forceer om ernstig te word oor dit. Ek is te skaam om hardop te sê ek cope nie meer nie. En hy en my man is ook baie goeie vriende en al wat hy vir my gesê het is, het jy al vir Isa gesê? En ek was soos, ek het nog met niemand gepraat nie. Jy is die enigste een wat wakker is 1 uur die oggend. En hy het net vir my gesê, jy weet, jou man aanbid die vuur waarop jy loop. Hy so lief op jou, jy moet met jou man praat. En ek het toe en my man het toe basies my gehelp daai besluit maak. Ek het iemand nodig gehad wat saam met my Daai stap vat. ja, want so dit was nie 'n calculated besluit waar ek eendag gesit het en koffie gedrink het en ek was soos, ek moet 'n besluit maak. Dit was 'n desperate boodskap 1 uur die oggend na 'n vriend toe om te sê ek dink nie ek wil meer hier wees nie. Dit was verskriklike donker tyd in my lewe. En ek moes basies weer alles herbou van daar. So dit was my journey van toe af. Vertel my 'n bietjie van daai depressiewe tyd, want dit kom nie net als op een slag nie, nee, dis daai bietjie maar mense sit dit half so in 'n boksie. Dis half so ek kan cope, is okay, ek doen alright. En dan iewes skielik raak daai boksie vol en hy ontplof en dan is dit 1 uur die oggend, maar ek wil nie meer wees nie. Vertel my van daai donkere plek wat jy in was en wat was die gevoelens wat jy gehad het in daai donker plek? Ja, dit is soms so moeilik om hierdie goed hardop te sê, maar een ding van my, jy weet, jy sien my video's, ek is nog altyd van ek glo in authentic wees en weet, inside, as ek nou terugkyk na alles, is ek soos Elise, hoe kon jy dat dinge so geraak het, maar ek voel, ons as maas word verwag om te werk asof ons nie maas is nie, en ons word verwag om maas te wees asof ons nie werk, jy weet, soos vice versa, en dan, jy weet, het baie van ons nie nog daai village nie, en dis moeilik, dis moeilik om alles te juggle, en ek het gevoel, soos 'n hamster op 'n wiel, wat vir so vinnig gaan, dat jy nie besef hoe vinnig jy gaan nie, en jy weet ook nie hoe om af te klim nie. Ek voel ook, omdat alles in my lewe so vinnig gebeur het, jy weet, om my man te ontmoet, so vinnig trou, kinders kry, ek is so dankbaar vir die Here dat hy beter planne as ek gehad het. Ek het nooit gedink ek gaan trou en kinders kry nie, en yes, ek kan nou nie my lewe imagine nie, maar dis die beste deel van my lewe. Ek sê net soms as jy, hoe hard sou my lewe nie net gewees het, nou, as ek dit nou nie gehad het nie. Maar ek voel ook, my oudste dogtertjie, en ek het altyd gesê, ek weet nie hoekom nie, maar ek het hierdie idee in my kop gehad van, ek gaan die corporate leer klim,
en ek gaan die wêreld sien. En toe sê ek het gevoel, as ek hierdie dag kies om ma te wees, gaan my lewe of my karier en my drome eindig. Ek het vir een of ander rede gevoel, ek kan nie ma wees en goed bereik in die lewe nie. Dit is een of die ander. En ek het glad nie hoekom nie, want ek het groot geraak met 'n ma wat werk en jy weet. Maar jy weet nie wat haar baie- struggles was nie. Mens het want dalk het sy nie daaroor Presies. gepraat nie. Verstaan sy Ja. van die buitekant af het dit dalk so gelyk vir jou, maar mens weet ook nie hoe sy gevoel het nie. Presies, en ek het gevoel, ek wil vir my dogtertjie wys, van kleintyd af van, jy kan alles doen. Jy hoef nie te kies nie. Sy kan 'n ma wees en 'n astronaut vir al wat ek omgee, wat ook al sy wil doen. Ja, you do you. Ja, as jy 'n sterre ma wil wees, kan jy dit doen, maar dis alles te jou keuse en in jou hande. En ek het daai druk, my man het iets op ons troue gesê wat deesdae so baie by my opkom. En het altyd gesê, Elise nothing is always good enough. Bedoelende, hy sê vir my sê, okay, that's enough, you don't need to do more. En dan sê ek soos, no, I need to do more. I need to go even further. Jy weet, soos byvoorbeeld, as ek kom by my kinders se partytjies, jy weet, gaan ek altyd soos overboard met hulle verjaarsdae, want ek wil hê hulle moet so geliefd voel. Of as dit by hom kom of my vriende kom, soos dis my love language is I want everyone to feel seen. So ek het daai op my gehad as 'n ma. Ek wou soos die beste ma wees. En ek wil by alles te doen en by alles te wees. En dan by die werk is ek soos ek wil alles te bereik, want dan ek het aan my selfbeeld aan my werk gekoppel en ek wil vir my dogtertjie wys, jy kan dit ook doen. So ek het baie onrealistiese druk op myself gesit. En ek voel, as hy wiel eers begin draai, besef jy nie, jy's op die wiel nie, en as jy besef jy's op dit, is jy soos, wel, dis na my lewe, want jy weet nie hoe om te stop nie. Ja. En dan kom ek terug na jou vrees toe van, maar as ek afklim, is ek dan 'n failure. As ek afklim, het ek dan gefail, because I couldn't do it. Is ek dan, sure. En hoe het jy toe besef dat, maar ek kan nie die beste van 100% van alles van myself vir almal gee nie. Ek kan nie 100% vir 'n koöperatiewe werk gee, 100% 'n ma wees. Hoe het jy besef dat ek kan nie alles doen nie. Ek is net mens en sekere goed moet geprioritiseer word. Dit het by 'n punt gekom waar ek na mense in my lewe gekyk het en ek het niks gevoel nie. Ek was so nam. As ek so na my man kyk en my kinders kyk, ek so na myself kyk, ek so na my lewe kyk, ons sou goed doen wat soos bucket list items is. Jy weet, soos na 'n ander land te travel en net soos niks voel nie, nam. En toe ek met my man praat daai dag en ek vertel vir hom alles te. En ek sê al hierdie goed hardop vir die eerste keer vir iemand face to face. Ek het gesnik soos 'n baba. En ek het hom nog uitgevat op 'n date, 'n lunch date. Want ek het gevoel dis sal beter wees om in 'n Nino's huis te praat nie. Plek, ja. Nie Not a good choice. Nee, gelukkig was die plek amper leeg, dit was die middel van somer. En ek het net besef, maar wat doen ek? Like, wat is ek besig om te doen? Maar toe ek al hierdie goed hardop sê, toe besef ek vir die eerste keer, maar Elise, hierdie is nou mos nie 'n lewe nie. Like, jou kinders het nie 'n ma nie, hulle het 'n shadow van 'n ma. Jy's daar, maar jy's nie daar nie. Jy beteken niks. Ja, my man het sy vrou verloor. Jy weet, like, dank tog, hy is so geduldig soos wat hy is, want soos, ek was glad nie die vrou met wie hy getrou het nie. En ek sal nooit vergeet hoe my man vir my kyk en want ek is soos, ek kan nie my werk bedankie, want ons wil alles vir ons, ek wil alles vir my kinders koop en alles vir my kinders gee en dit is nie 'n oplossing nie. En hy kyk dit vir my so en hy sê vir my, but we need you more than the money you bring in. Dis baie waar. En
ja, en toe hy daai sê, toe drop al die puzzelstukkies Ja. op die regte plekke. Toe sit asof ek vir die eerste keer alles kan sien. Toe hy vir my sê hoe nodig hulle my het in die Ja. huis. Hy sê soos, jy is die hart van ons huis. Ons het jou nodig. Dis ek net soos, maar niks anders maak saak nie. Ek dink ek het, jy weet, jy hoor baie keer as mense maas raak, hoe hulle sê hulle verloor wie hulle is, want jy verander as mens so baie as jy ma is, nê? Verskriklik. En ek voel ek is vinnig terug werk toe. Daai ratreis het in 2022 al begin en ek het net vir 3 jaar water getrap basies, dat my brein nooit opgevang het en besef het, okay, jy het verander, jou lewe het verander, so shift jou drome, shift jou prioriteite. Ek is asof ek oogklappe aangehad het. Ek kon nie die bigger picture sien nie. Sure. Tot my man daai een sin gesê Dis het mooi en daai. ewe skielik was alles helder. Maar as jy nou terugkyk en jy dink, jy het gesê jy het hierdie over the top partytjies en die beste geskenke en die beste baie keer dink ek ook daaraan, dat ek het net een seentjie, maar baie keer dink ek ook aan dat dit is nie wat hulle gaan onthou nie. Ek dink nie hulle gaan eers onthou dat hulle tweede partytjie die naaste wilde diere partytjie was byvoorbeeld, of die duurste of die wat ook alste. Hulle gaan daai klein oomblikke onthou wat jy present was, wat jy met hulle gespeel het by die huis, wat jy met hulle tent gebou het in die sitkamer, en daai klein oomblikke is eintlik wat hulle vorm, nie hierdie materialistiese goed wat ons in ons koppe het as dit gaan hulle geluk bring nie. Ja. Ek kan nie met jou meer saamstem nie. Ek onthou my eerste Moedersdag met my dogtertjie, was ek op 'n vliegtuig op pad Saudi toe vir werk. En ek het 'n video gemaak oor burn-out op TikTok. En eerste video waarna ek sit en huil het. Maar ek was nie soos, jy weet, dis vulnerable, dis It's embarrassing. real. Dis real. En hoeveel mense sukkel nie daarmee nie. So ek bedoel, it was, hoeveel mense het nie geraak met daai video nie. Dis die hoeveelheid boodskappe wat ek gekry het van ander ma's af wat gesê het, is asof ek hulle beskryf, het my eintlik so hartseer gemaak vir ander ma's, want ek het so baie verwyte, want ek het altyd gevoel ek wil hulle die beste van alles gee. Ek wil vir hulle, jy weet, ek wil hulle oorsee vat op vakansies en ek wil dit doen. En dan is ek net soos, maar wie gee om? En ek dink ons was Suid-Afrika toe laas jaar Junie vir 'n maand. En ek het by een van my beste vriendinne gesit in haar huis op 'n plaas in Robertson. En gepraat oor goed en ek het weer eens die hele aand by haar gehuil en ek was net soos, ek's miserable. En almal dink, o, maar jy bly in Abu Dhabi en jy weet soos, jy sien all the flashy lekker. Ja. En ek was soos, maar ek haat dit en ek wens ek kon dit opgee en ek wens ek kon op die plaas langs jou kon bly en soggens eiers gaan haal uit die hoendershokke uit en met my kinders wees. Ek wil met my kinders wees want soos ek het baie van my kinders se milestones op video's gekyk, jy weet, en dit is, ek het nou nog baie verwyte en as ek nou nog soms daaroor praat of dink, jy weet, raak ek verskriklik hartseer en ek dink dit gaan baie lank vat voor ek myself vergewe. Want as ek nou terugkyk, kan ek nie vir jou sê hoekom ek dit gedoen het nie. Ek dink net alwaar ek dink is ek was so vasgevang. Ek het nie hindsight sien jy alles. Maar in daai oomblik kon ek nie. Jy weet, en soos byvoorbeeld hierdie ons het vandag my dogtertjie se partytjie gehad, 'n maand na partytjie, want ek was soos altyd 'n neurotiese maat, dit moet nou op haar verjaarsdag wees en my man vra my vanoggend wie gaan almal daar wees en ek sê soos who cares? Jy weet ek is nie seker nie. Ek weet van soos wie daar wil wees, gaan kom. Ek sê solank Lily 'n lekker tyd het, jy weet, en nou ek weet van ons Suid-Afrikaanse vriendinne gaan daar wees en dit gaan lekker wees.
gaan daar meer as 10 maatjies wees? Nee, dit gaan 'n klein partytjie wees, maar dis al wat saak maak is die mense in daai oomblik en ek het present gevoel. Ja. Ek het saam met my dogtertjie Happy Birthday gesing en emosioneel geraak en dit was lekker en Ja. met vriendinne gepraat en dit is net dis baie anders nou en ek voel voorheen was dit soos daai druk van ek sou gesit het by enige plek en my e-mails check of my WhatsApps check en nou is ek net so as ek kan nie ek gee om. Ja. Ek werk weer. Ek gee om, maar ek's baie beter Ja. met priorities en boundaries stel en ek dink dis belangrik. dis baie moeilik om daai boundaries en prioriteite altyd te stel. Want jy probeer net almal gelukkig maak Ja. en net soos vir almal die beste van jouself gee, Ja. dat jy nie na jouself omkyk nie. Ja, dis so waar. Ek wil terugkom na verwyte toe. Jy het gepraat van jy sit nog met baie verwyte. Sit jy met verwyte ooit dat ek het te hard gewerk. Ek het te veel vir die werk gegee. Is dit ooit 'n verwyte vir jou van die werk se kant af? Dit is al my verwyte. My verwyte is dat ek voel soms ek het so hard probeer jy weet, goed doen in my werk, en ek het gevoel, dan kan ek vir my kinders 'n beter lewe gee, en al daai goed, dat ek vergeet het, dit maak nie saak nie. Like, soos jy nou nog gesê het, jou kinders gaan onthou, dat jy het met hulle 'n tent in die sitkamer gebou het, en my kinders het 'n moeg, grumpy ma gehad, want aan die einde van die dag is ek so uitgeput. Ek het niks om vir enige iemand anders rondom my iets te gee of aan te bied nie. So, al my verwyte is die feit dat ek was 10 dae na my seentjie se geboorte in 'n meeting met my manager, terwyl, jy weet, soos, as ek nou terugkyk, is ek nie soos niks op aarde is so belangrik nie. Nee. En ek voel dis 'n realiteit vir baie expats, jy weet, van, even in Suid-Afrika, jy hoef nie noodwendig 'n expat te wees nie, want jy probeer alles doen. En 'n groter skiem van goed, dit maak glad nie saak nie. So my verwyte is dat ek nie altyd daar was my kinders nie, dat ek my seentjie gesien regop staan het vir die eerste keer op 'n video. Dat ek op 'n vlug was op Moedersdag. Dat ek hoeveel aande hulle nie in die bed gesit het nie, want ek was in meetings, of ek was nie eers in die land nie, ek het in 'n ander land gaan werk. So dit is my verwyte, want hulle sal nooit weer so klein wees nie. Ek is net bly, ek is verskriklik dankbaar, ek het die lig gesien, terwyl hulle nog klein is, sodat ek 'n verandering kan maak, dat hulle dit hopelik nie eendag onthou nie. Voel jy enigstens dat daar, want jy het gepraat van jy was nam, jy was amper half, daar was geen gevoel gewees nie. Dis obviously ook moeilik om dan koneksies te vorm met mense, want jy voel niks van jou kant af, want jy's nam. Hoe was jou koneksie gewees met jou kinders deur daai verskriklike burn-out fase wat jy deurgegaan het en daai namness wat jy gehad het? Hoe was daai koneksie met jou kinders in daai tyd? Ek het baie disconnected van my man en my kinders gevoel, en ek voel daai was my eerste teken, so dinge baie erg raak, en daai namness inkom, toe besef ek, hier's iets fout. Dit het by 'n punt gekom waar ek gevoel het, jy begin fout by jouself soek en by jou keuses maak. Dit is asof ek kon nie sien, ek het geweet ons groot fout, maar ek kon nie agterkom waar die fout is nie. Maar toe ons in Suid-Afrika is, en ek sien my vriendin met haar kinders, en ek sien die verhouding wat sy met haar kinders het, toe sit soos 'n klap in die gesig, want toe besef ek, maar ek het nie daar met my kinders nie. Jy weet, sy sê vir my, haar kinders sou goed doen, en dan sal sy sê, hulle wil dit hê. En ek het besef, my man en my kinders se nanny sal dit weet, maar dis nie iets wat ek weet nie, want ek spandeer die tyd met hulle nie. So ek voel, toe ek besef het,
ek is nie die naaste aan my kinders in my lewe nie. En dat, jy weet, daai numbness daar is, daai was, dit was vir my een van die grootste rooi tekens, dat hier's iets verskriklik groot fout. Dis baie hartseer. Dis baie hartseer. En het jy ooit gevoel dat alles is okay? Ek het 'n connection. Was dit op 'n stadium van nee man, ek is nie amper half denial van wat eintlik aangaan. Het jy deur 'n fase gegaan wat jy gevoel het alles is okay. Ek besig om te disconnect van mense af nie. Ek is fine. Half daai storie vir jouself probeer vertel dat dis alles in jou kop, alles is okay. Ek het actually vir 'n baie lang tyd besef daar is groot fout. Okay. Ek onthou ek het vir maande lank, jy weet, daar was mense wat vir my gesê het, ja, jy's net moeg. Of ek self vir myself gesê het, maar ek is ook net moeg. En dan se mense vir my sê, ja, maar dit is normaal. En ek voel TikTok het vir my gewys, so baie mense voel dieselfde, dat as jy met iemand praat wat in dieselfde bootjie is dit asof ons mekaar convince, maar hierdie is normaal, want jy voel so en ek voel so. Ja. En jy weet, die boodskappe wat ek gekry het na ek my video gemaak het, van mense wat my gesê het, hulle het nie besef, hulle het burn-out tot hulle my video gekyk het nie, want wat ek beskryf het is hoe hulle gevoel het my laat besef, okay, maar dit is okay dat ek nie besef het nie, jy weet, want jy weet nie altyd die term of wat dit behels of so nie. Ek het altyd geweet daar's fout, en toe dink ek, jy weet, dan sê jy sê vir jouself, sê maar ek is net gestres, of ek is net moeg, of jy soek 'n rede. môre, ja, ek moet net deur hierdie week kom. Ek moet net deur hierdie week kom. Ja. En as jy jouself weer vind, is dit maande later. Ja. Dis baie moeilik. Maar ek dink is wonderlik dat jy daar uit kon kom en dat jy kon besef dat daar was fout gewees. En dis moeilik om hulp te vra. Waar daai stap wat jy gevat het met jou man om te sê, okay, ek moet nou praat, of met jou beste vriend om te sê ek moet nou met iemand praat. Ek dink dit is die grootste krag, want meeste mense het daai stappie is die moeilikste om te sê ek kan nie, I'm not coping, om te praat daaroor. En wat sou jy vir mense sê wat nou huidiglik in jou posisie is wat jy en was en in daai rat race is, in daai hamster wheel is, wat se raad sou jy vir hulle gee wat huidiglik nou daardeur gaan? Om jou hand op te steek en te sê dinge werk nie, is nie 'n teken van failure nie. Ja. En ek voel dis wat my altyd teruggehou het, is ek het gevoel, ek fail as 'n ma, maar as ek nou my hand opsteek en 'n step terugvat van werk, gaan ek ook fail by my werk. En dan is ek 'n failure in elke aspek van my lewe. En ek het altyd gevoel, maar dis wat ma's doen, dis wat ons doen, jy weet, like, en dit hoef nie so te wees nie. Nee. Daar is oplossings daar buite en dit is nie normaal nie. Dit is moeilik om daar uit te kom. Ek weet ek is ongelooflik geseënd dat ek, jy weet, 'n stap kon terugvat vir 'n paar maande. Ek bedoel, ek het nooit sonder werk gesit nie. Ek het toe gefreelance vir 'n tyd en so aan. Maar ek het 'n baie minder stresvolle rol gevat vir 'n goeie 6 maande. Jy weet, soos ek het basies 'n laer pos gevat net om nie daai stres te hê nie en te werk en so. Maar ek het altyd gevoel ek was te skaam om my hand op te steek en te sê iets moet verander. Want ek het gevoel dis 'n teken van swakheid en 'n teken van failure en ek wou nie mense teleurstel nie. En so my grootste ding wat ek altyd vir mense sê is, dis okay om jou hand op te steek, jy weet, dit is die eerste stap, want ek het gedink ook, jy weet, maar as ek iets sê, hoe gaan mense my help? Niemand kan my help nie. Ja, want jy jok vir jouself baie keer, jy weet. Ja, 100%. Tot jy met mense praat en dan sê, as ek nou terugkyk, as ek so sê, ja, jy moes lank al gepraat het, girl. So my groot raad is altyd net soos, praat met mense in jou lewe, vat net
daai eerste stap, want jy hoef nie na iemand toe te gaan met 'n oplossing en plan nie. Die mense in jou lewe kan jou help en jy Ja. weet nooit wie in jou lewe gaan vir jou sê, jy weet ek het nou toe met my pa gepraat het en vir hom alles vertel het, dus my pa die grootste voorstander van bedank jou werk. En Wow. Was dit nou voor alles of na alles nou uitgekom het? so ek het met my man gepraat en ek het vir hom gesê ek wil my werk bedank. Toe sê hy vir my, talk to your dad. Want ek is verskriklik naby aan my pa en ek toe my pa praat, was my pa net so sussie, ons kon sien. Ons kon Wow, sien. so hy kon sien. Dit het later uitgekom almal my lewe kon sien en Ja. ook hoe mense nou die verskil agterkom. Ek onthou hoe my Ja. pa 'n maand terug in ons kamer gesit het en my rondom my man en my kinders gesien het en al wat hy gesê het is sussie, ek kan nie vir jou vertel wat 'n groot verandering ek sien nie. Ag, ek is Julle so lyk bly. happy. Oh, So die outpouring van support wat ek gekry het van almal rondom my, het ek nie verwag nie. Ek het gevoel mense gaan vir my sê, dit maar is jy die moet werk, jy moet teenoorgestelde. deurdruk. Totaal en al. Dis asof almal het net geweet ek moet besef, ek Ja. moet verander. Ja. En ek sien nou dat mense my probeer help het Sure. en hoe ek teruggedruk het vir hoe lank. Ek moes net self daai realization gekom het van iets moet verander, ek moet my prioriteite regkry. Jy moes daai En 1 oggend gehad het. Dit was jou turning point gewees. ja. Ja. Sonder daai oggend of daai diepste gat, dink jy sou dalk nou nog op daai hamsterwiel gewees het? Ek dink nie so nie. Ek dink dit sou gecrash en burn het, maar ek voel dit sou baie erger gewees het en ek voel ek sou dalk baie belangrike goed in my lewe verloor het. Jy weet, soos ek is so dankbaar vir my man want bro, yes. Want ek het skors tyd gehad vir my kinders. Jy weet, so dan begin jy as man en vrou vir by mekaar lewe en Natuurlik. dis asof hy nie heeltyd al was en gewag het en geweet het sy gaan terugkom na my toe. It's amazing. Ja, so ek voel nie dit was enigsins volhoubaar nie. Ek is baie keer of ek sou nog steeds op dit gewees het, maar dan sou ek ander goed in my lewe verloor het of Ja. ek sou 'n crash out gehad het wat baie erger sou gewees het. Sure. En ek wil praat oor vergifnis want jy het gesê daar's baie goed wat jy nog verwyte oor het. En ek dink dit is belangrik om onsself te vergewe want dis moeilik, maar it also happened en ons kan dit nie verander nie. Ons kan nie verander nie, ons kan nie die tyd terugdraai nie. Ek kan nie verander wat gebeur het nie. Waar's jy nou met jou pad om jouself te vergewe vir die Elise wat jy was daai tyd en wat daai tyd vir jou belangrik was en jy weet, waar's jy op jou pad met jou eie vergifnis? So ek voel 'n groot rede hoekom ek nog steeds sukkel om myself te vergewe is die feit dat ek nog steeds besig is om my voete te vind. Ek het onlangs 'n nuwe werk begin. Ek probeer hierdie keer dit reg doen met boundaries. Dit sukkel baie. This is you programmed to say yes en nou moet jy nee sê. Verstaan jy? En dit voel soos this is not me. Dit voel so onnatuurlik. Dit doen en ek voel ek het nou Februarie hierdie jaar besef, jy weet, like, ek voel ek het al baie progress gemaak en aan myself gewerk maar Februarie het ek gevoel daar's nog so baie werk wat gedoen moet word en ek het 'n psigiater gaan sien. Jy weet, om te kyk is daar, jy weet, wat hulp kan ek kry by hulle. En ek voel ek is nog steeds op my journey en ek het heeltyd gedink, okay, maar ek moet weer die Elise raak wat ek geraak het. En so het ek eendag 'n video gesien op TikTok van 'n vrou wat burn-out gehad het en sy sê toe iets wat so resonate met my, want sy het gesê sy dink sy sal ooit weer haar ou self wees nie en sy's okay daarmee, maar sy sê toe sy voel burn-out verander party mense so drasties dat jy
nooit jy's nou 'n nuwe jy moet nou jou eie nuwe identiteit vind. Ja. En ek het toe besef ek het so baie druk op myself toe begin sit, heeltyd hierdie druk van ek moet nou okay raak, ek moet Ja. nou deur dit werk. En toe sê ek soos maar dalk moet ek net discover wie is ek nou? Ja. Wie is Elise nou? En ek het my goeie tye en ek het nou byvoorbeeld 'n terug 'n step I took a step back van sekere goed die laaste 3 weke want dinge by die werk is besig en toe sê ek nou is ek goed met boundaries van okay, nou moet ek fokus op my man en kinders eerder. So ander Daar's goed moet na tweede vordering. kom. Daar's vordering en ek voel daai vergifnis sal kom met tyd, maar ek voel ek is nog in daai tussenfase van party dae het ek my goeie dae waar ek myself vergewe, waar ek soos okay, ek het die beste gedoen wat ek kon doen. 100%. En 'n party dae is ek net soos maar ek kon beter doen. Jy weet dit is maar daai vyand internal wat struggle, inkruip. daai internal struggle wat jy nog mee sukkel. Sure. Ja, maar ek weet dit daai totale vrede sal kom met tyd. Ja. Dit is nou al baie beter. Ek's baie bly. Maar dit is maar 'n journey, jy weet. En ek dink almal voel dink baie van healing ons is, ekskuus dat ek in die rede val, is so lineair, maar dit is nie. Dis letterlik glad soos nie. die een dag dan dink jy soos alles is fyn en alles is perfek en die volgende dag is jy soos completely different. So ek dink healing is alles behalwe lineair. Dis nie hierdie reguit pad Baie waar. wat jy net stap nie. Dis baie harde werk en dit's baie moeilik. Dit is elke dag moeite insit en elke dag, jy weet, jouself herinner en jouself bietjie meer vergewe en bietjie meer vergewe. En dis nie maklik nie. Dit kom nie van self nie. Nee, dis baie harde werk en ek sê vir mense as ek geweet het wat burn-out eintlik is en dat daar 'n aspek van like depressie in is, dat jy jou hele identiteit, want jy verloor jou hele identiteit. Like jy brand uit dat daar niks van jouself oor is nie, dat jy sit. Ek onthou ek het myself in die spieël gekyk en ek was soos wie is jy? Ek weet nie wie ek is nie. Ek weet nie waartoe ek wil gaan nie. Ek weet nie wat ek doen nie. Ek was soos wat doen ek met my lewe? Jy weet, ek dink ek sou dit baie ernstiger opgevat het op 'n baie lankal terug om dit te probeer vermy het. Maar jy weet nou jy is in it and the only way out of it is through it. 100%. Maar dit is 'n journey. Maar ek is baie lucky met die support structure wat ek om my het. So ja. En ek so bly vir hoe ver jy al gekom het as mens dink aan waar jy was en waar jy nou is en die vordering net tussen daai spasie. Dink aan 4 jaar van nou af. Ek bedoel, dit is net positief. Dit is net positief. Dis wonderlik. Was dit baie moeilik om in die begin te sê nee of om te sê I'm not going to people please anymore because I have my own boundaries now. Was daai wat jy moes implementeer in jou lewe en in jou werks omgewing, dit was nie maklik om seker nou iewes skielik moet ek nee sê, ek kan nie people please nie, ek kan nie alles doen nie, ek moet nou my voet half neersit. Was daai moeilik geweest? Dit is nog steeds baie moeilik. Ek moes vandag 'n boodskap stuur waar ek moes sê ek kan nie nou dit doen nie. Jy weet en jy weet, maar dit raak beter. Aan die begin toe ek moes nee sê, was ek soos maar nou stel ek hulle te leer. En nou excel ek nie. Ek gaan nie the extra mile nie. En dit is wat my altyd laat uitstaan goed gemaak het. Ja, want mense het geweet as jy iets gedoen wil hê, gaan na Elise. Sy gaan seker maak it will get done. En nou sê ek net soos, weet jy wat? Ek kan nie eintlik nou daarna kyk nie. En al wat ek myself sê is hulle gaan môre nie onthou ek het nee gesê nie. Maar my kinders gaan onthou mamma het Sondag met my gespandeer. En
dis belangriker. Ek voel net my brein moes bietjie opgevang het van daar's 'n nuwe Elise, jy het 'n nuwe era ingetree. Klim af van die ratreis, fokus op wat saak maak. So dit raak makliker, maar nog steeds partykeer is daai anxiety maar hoog om my boodskap te stuur. Om te sê ek's eintlik so jammer, ek kan nie nou nie. Maar dit raak beter as ek voel net as dit inmeng met my familie. If it costs me my peace of my familie se peace, it's too expensive. Jy weet, like dis wat eers kom en dit is wat ek protect. Is dit moeilik om nou, so daar is seker mense wat nou is soos jy werk nie meer so hard nie of jy amper half asof mense nie meer so baie van jou nie, of dit is dalk die boodskap wat jy kry omdat jy nou daai boundaries in plek het. Is dit vir jou nou gemaklik om te sê I'm not for everyone en dis ook okay? Is dit iets wat moeilik is of voel jy dit is nou die tyd om jy kan nie, you can't be everyone's cup of tea? 100%. Ek voel jy weet soos if it's not a good fit, it's not a good fit. Jy weet, ek is nou gelukkig, ek het nou 'n amazing werk en ek is baie happy daarso. En jy weet, work-life balance is 'n ding daar. En natuurlik in social media is daar nou maar jou laat aan jou naweke, maar dit is soos 'n uitsondering op die reël. Jy weet, ek het besef ek wou corporate wees. Ek wou die corporate ladder klim. En ek het altyd gesê, yes, jy weet, ek wil in Europa werk en in New York and I want to be the best. En nou is ek net soos ek wil net 2 awesome klein humans grootmaak wat soos en fun hê met hulle en memories maak en wat kan terugkyk na hulle childhood en hulle was nie soos yes, my pa, my ma was cool. Jy weet, hulle was daar en hulle het ons geniet. Ek wil hê my kinders moet eendag kan sê my ma het my so geniet. En ek voel en as 'n werk my terughou van daai af, then it's not meant to be. Maar my purpose is om 2 awesome klein kindertjies groot te maak. En niks anders maak eintlik saak op jou einde van die dag nie. Dis so waar. Daar's eintlik 'n ongelooflike boek, The Top 5 Regrets of Dying People. Ek weet nie of jy al van dit gehoor het nie. Ek kan nou nie onthou wie se author nie, maar sy is ook 'n registered nurse wat met pasiënte gewerk het wat almal palliative care gehad het. So hulle is amper jy weet of op pad om dood te gaan. Dit is nou net om hulle gemaklik te maak. En sy het 'n hele boek geskryf oor wat was daai mense se 5 verwyte gewees in hulle lewe. En een van die goed was dat hulle te hard gewerk het. Want ek dink as jy daar lê, dan besef jy daai werk gaan nog aan. daai company is nog alles sonder jou. Ek dink ons het dalk hierdie idee dat maar ek maak 'n verskil in hierdie plek of ek dit, maar wanneer jy nie meer daar is nie, is daar iemand anders wat presies gaan doen wat jy gedoen het. So en dit was vir my so mooi geweest toe en een van die ander verwyte was they were not the authentic self. En ek dink dit is net so mooi om jou authentic self te vind. Ek dink nie ek het hom al gevind nie, but I'm trying to. I think if you find that authentic self, dit is ek dink freeing. Ek dink is regtig freeing. Dis baie. Ja, ek voel ek is op hierdie journey baie dinge het op dieselfde tyd gebeur. Ek het 'n video eendag randomly gemaak op TikTok en ek het basies myself gedocument op my laagste laag. En as ek nou terugkyk waar ek nou is, jy weet, en waar ek was, is dit asof ek myself gedocument het om stadig maar seker weer my spark te vind. Jy weet, en soos jy sê, daai authentic self van ek is unapologetically wie ek is, jy weet, en my man love my, en my kinders love my, en ek gaan nie myself kleiner maak om in 'n boks, iemand anders 'n boksie in te pas nie.
is baie waar daai. Is net moeilik om daai raak te sien altyd en daai Dit eerste paar is. stappe te vat. Dis baie moeilik. As jy nou na daai video kyk, daai video wat jy op jou laaste was wat jy nou oor gepraat het, wat hoe voel jy? Wat is die gevoel wat jy kry as jy nou na daai video kyk en jouself sien? Yes, ek het die video in my kar gevat waar ek swaal, waar ek net so sê, I'm at my limit, I'm at my absolute limit. En as ek daarna kyk, raak ek altyd so emotional, want soos, ek kan presies onthou hoe ek daai dag gevoel het. Alles het donker gevoel, en ek het net gedink, hoe gaan ek hier uitkom? Jy weet, like, hoe gaan jy kan of nie imagine, dat daar gaan 'n tyd kom, waar alles okay gaan voel nie. En daai dag gaan kom, jy weet, ek dink, daar was 'n Afrikaanse sanger, ek onthou sy liedjie, maar dis basies, eendag gaan die son weer skyn, miswolke gaan dan Ja, verdwyn, ja, of ja, soos jy's iets. reg. Ja, Nou, ja, ja, jy ja, ja, weet, ja. en ek is net soos, ek het net 'n firm believer geraak, waar ek net sê, die son gaan weer skyn, en die ander ding wat ek vir myself die hele tyd gesê het, is, hoe eet jy olifant, happy vir happy. Ons gaan hierdie ding dag vir dag vat, maar daar's twee kleintjies wat na my opkyk. Failure is not an option, en in hierdie geval is failure nie om myself weer te raak nie. Ja. Dis wat hulle nodig het. Ja. Hulle het nie 'n ma nodig wat 'n corporate leerklim en wat 9 uur die aand in 'n meeting is nie. Hulle het 'n ma nodig wat happy is en wat thrive. Ja. En dit is al wat saak maak. Ja. Ja, dis baie pragtig. Ek wil jou graag vra oor vreugde en geluk. Jy praat van hoe jy numb was en hoe jy al jou gevoelens afgesluit was. Hoe het dit gevoel om die eerste keer weer vreugde te voel, om weer iets te voel? Hoe was dit gewees? Sorry, joh. My medikasie werk nou uit my stelsel uit. Ek gaan met jou eerlik wees, ek is in my soft girl era. Baie emosioneel, huil verskriklik maklik, huil vir alles, ek het nooit gehuil nie. Dis wonderlik. Dit is lekker, ek voel, dit laat my sommer nog vroulik voel. Ek was altyd van, jy weet, soos, as jy huil, ek wou nie daai kant wys nie, ek het altyd, mense altyd vir my gesê, ek kom baie hard voor, maar basiese front is om jouself te beskerm baie keer van die tyd, nie? Jy suppress dat jy dit nie voel nie, you're just suppressing it. Ja, maar ek onthou toe ons in Suid-Afrika nou was in Desember, waar ek en my man, waar dit net ons 4 is, ek, my man en ons 2 kindertjies, en ons het so 3 aande in Franshoek gespandeer, waar ek en my man saans net soos op stoele sit, voor die vuur, en net aan die vuur staar, en waar ek net gedink het, yes, hoe is my lewe so perfek, en ek staar nou aan vuur, jy weet, of, jy weet, waar ons het my verjaarsdag hierdie jaar, ek kan nie onthou as ek so geliefd gevoel was nie, dit is net, dit is lekker, ek voel soos 'n participant in my lewe, in plaas van 'n spectator, en dit is freeing, want ek het op 'n tyd gedink, ek lewe net om dood te gaan, wat so sad is, maar dit is, ek het hierdie emotions gegaan, jy weet, van ek moet nou maar deur hierdie lewe kom, en nou is dit uit te kom. Ja, en nou is dinge eintlik exciting, jy weet, soos, om nou te praat oor planne, en ek sit met my man, en ons droom oor goed, en ek het nooit gedroom nie, ek het net probeer survive, en dis liberating, dis net, daai konstante angs in my, is weg, en ek het nou, wat ek vir die eerste keer, daai vrede, ek voel content is die woord, en dit is 'n beautiful, beautiful gevoel. Ja, dit is wonderlik. En dink jy nou, die Elise wat nou hier sit, en die Elise wat oor 5 jaar hier gaan sit, hoe sal jy haar wil beskryf? Wat sê jy wil hê sy moet wees?
Ek werk aan myself om nicer met myself te wees. Ja. Ek is baie my man het al vir my eendag gesê jy's verskriklik lelik met jouself. Sou jy dit met iemand anders En gedoen het? Sou jy dit met iemand anders? presies. Hy sê Ja. altyd jy weet ek probeer almal so special laat voel rondom Ja. my en ek probeer almal so sien laat voel en dan breek ek myself Ja. af van ek kon meer doen, ek moet meer doen. Ja. So ek is van Februarie af is ek nou op 'n journey om te werk aan myself om sagter te wees op myself, om te wees like jy kan nie alles al die tyd doen nie en dit is okay. Ja. En ek dink oor 5 jaar, jy weet ek voel nog steeds met tye daai angs van ek moet alles doen en ek moet alles goed doen en ek wil by 'n punt kom waar daai onrealistiese high expectations wat nog steeds elke nou en dan sy kop opsteek, Ja. dat ek vir myself maklik dat ek dit beter kan raak sien en net wees soos maar dis nie nodig nie. Jy weet, dit maak nie saak nie. Oor 10 jaar gaan hierdie glad nie saak maak nie. Maar beslis die grootste ding is dit om sagter met myself te wees. Dis wonderlik. En dit is ek dink iets wat elke dag mens moet doen. Is soos as daai gedagte opkom, ek hoor jou, ek sien jou, but not today. En dan jy weet Ja. verander dit na iets positief toe. Dis harde werk weer eens. Dit is nie iets wat net gebeur nie. Dit vat elke liewe dag werk want jou brein is nou so gewired om net te survive dat kalmte is amper not safe. Kalmte is amper Ja. of ek weet nie wat om in stilte te doen nie. En dit bring my eintlik na my volgende vraag toe. Jy wat so in hierdie rat race was en altyd besig was en altyd hoe hanteer jy stilte nou en toe? Ek gaan eerlik wees, ek het nie baie stilte op die oomblikie. Ek's besig met my MBA. Okay. en ek werk, maar ek het soos my stilte, jy weet, soos hierdie naweek, het ek 'n conscious besluit gemaak van ek gaan nie werk nie en ek gaan nie swat nie. Okay. I'm just gonna be. En nou is dit lekker. Soos kalmte op die oomblik voel daai stilte voel vir my soos sukses. Sure. Jy weet, want ek het dit nooit gehad nie. Waar Ja. voorheen het stilte of kalmte my uitgevreet en ek was soos, maar ek mis iets. Ja. As ek kalm is, beteken dit ons iets wat ek nie doen nie. En dan sou ek angstig begin raak het van ek mis iets, jy weet, of dan begin daai gedagtes inkom waar jy begin besef, jy probeer of die donker gedagtes van ek is in 'n ratreis, Ja. alles is overwhelming, Ja. deurdruk die hele tyd besig te bly of soos die hele tyd ons het altyd 'n movie aan of 'n TV aan. Alles is of jy Distractions. social media so jy nie hoef te Ja. dink nie. Ja. Waar nou is dit al so sien ek dit as 'n sukses van dis goed nou of soos hierdie oomblikke met my man, weet waar's nou soms popcorn of roomys sit op die bank en chat oor goed. Jy weet dit is nou vir my wat ek sien as dit is 'n sukses in my lewe op die oomblik. En dit bring regte vreugde. Dit bring regte Ja. soos autentiek vreugde. Daai koneksie met jou kinders is autentiek vreugde. Wat Ja. ek weet nie hoe jy daaroor voel nie, maar ek dink nie jy sou ooit dit kon kry by enige werk nie. Maak nie saak hoe suksesvol jy sou gewees het nie. Daai dalk is dit wat jy soek miskien is daai authentic connection en daai authentic vreugde en daai authentic peace. En maak nie saak hoe hard jy gewerk het, dit sou nooit dit vir jou gegee het nie. Ek kan nie met jou beter saamstem nie. Soos ek onthou die grootste vreugde oomblik van die laaste paar maande was laas jaar terwyl ek nog in die siekbed was, het ek gebak en my dogtertjie wou my help en ek sê soos Raikel, kom ons bak. En ek gee vir haar 'n eier en sy vat haar eier maar sy druk hom maar hy ding spat in elke rigting in. En ek begin toe kliphard te lag en sy begin toe giggel en sy gaan eeuw. En ek het
uit my maag uitgelag en ek het gehuil van die lag, want dit was net soos daai skok in haar gesig wat gebeur het. Jy weet, en ek voel geen prestasie in jou lewe sal jou ooit so gelukkig maak nie, of as dit doen, soos, jy weet, dan kom daai confessions van die deathbed in. As jy eendag terugkyk en Dis jy wat leer jy op jou gaan eie, weet, onthou. is dit, ek gaan onthou Alia, handvol eier gevat het en dit op my arm afgesmeer het, terwyl sy eeuwgil. En hoe gelukkig dit jou gemaak het, dat jy tot in jou maag gelag het van vreugde in daai oomblik. Iets so simpel en so onverwags, maar so beautiful. So beautiful. Dis amazing. Ek sal daai oomblik nooit vergeet het. Daai oomblik het iets in my geheel laas jaar. Dis amazing. Dit is so wonderlik. Ek vra altyd, is daar enigiets anders wat jy graag wou bygevoeg het, of enigiets wat jy nog graag wou gedeel het? Nee, niks van ek kan dink jy. Ek dink dit was redelik My laaste vraag vra ek altyd, en dit is vir my altyd so interessant, die antwoorde. En dit is, as jy 'n motto of 'n phrase of iets kon vir ander mense leer en laat hulle dit toepas in hulle lewe, net om die wêreld net 'n bietjie mooier en kinder te maak, wat sou daai phrase of motto gewees het? Oei. Ek heb my man lewe nogals volgens 'n phrase in ons huis, wat my eintlik niks met burn-out uit te waai nie, maar dit het my journey baie gehelp, jy weet, van soos what works for me will not work for you, and like vice versa. En dit is tog afgelink in die burn-out ook, want ek voel ons vergelyk onsself so baie aan ander mense, jy weet, en probeer, jy weet, want baie keer ek goed op social media gesien het van ma's wat wel werk en alles bereik het, en ek soos, hulle is die goeie ma's, en jy vergelyk het, en jy soos, maar as hulle dit kan doen, kan ek dit doen, en jy weet nie wat agtertoe deure aangaan nie, jy weet, en ek spaai dit, net om dit vir ander mense werk, beteken nie dit gaan vir jou ook werk nie, en dit is totaal en al okay, op die einde van die dag, jy weet, you do you, I do me, ek dink dit is so gevaarlik in baie maniere om jouself te vergelyk met ander. Veral op sosiale media, veral. Ja, en ek het altyd gevoel, wat daar's ma's wat dit daarby te doen, so, jy weet, ek moet dit doen, maar ons almal is anderste, en soos ek sê, mense weet nie wat agter ander mense se toedeure aangaan nie. Social media gee jou so 'n klein glimpse van iemand se reality. Jy weet, dit is nie 'n reality. Ek wil net vir jou sê, hoeveel van dit is eintlik 'n reality? Ek dink bitter min van dit is eintlik 'n realiteit. Maar Elise, ek kan nie vir jou genoeg dankie sê dat jy jou storie gedeel het nie. Ek weet dit was baie moeilik, maar ek weet tog dat daar soveel ma's daar buite gaan wees wat hopelik hierdie gaan hoor en gaan weet dat I choose my children. Ek kies my kinders, ek kies my familie. Ek kies om my authentic self te wees en nie om te people please nie, en nie om daai, and if it's for you 100%, but if it, hoe het jy gesê, if it costs you your peace, then it's not too expensive. Yes, it's too expensive. So baie dankie vir jou. Baie dankie, dit was lekker met jou te gesels. Dit was wonderlik, baie dankie. Staan nog jy, staan nog saam.